Daar is dinge wat 'n mens rondom lyding beleef wat jy net in lyding beleef. Dit is dinge wat moeilik met woorde uitgedruk kan word. Wanneer ons met lyding te doen kry, is daar soms 'n leegheid en 'n onsekerheid wat verlies meebring. Maar dit is eintlik nie die regte gebruik van woorde vir 'n gelowige nie. Daar is 'n beter, voller troos wat die Here vir ons gee. Dit neem tyd, maar die Here gee sekerheid in die plek van onsekerheid. Hy gee ons 'n bepaalde volheid in die plek waar ons nou leegheid beleef. Hy verseker ons dat selfs die dood 'n wins is en nie 'n verlies nie. Goeiedag, ek is Attie Boshoff van die AP Kerk Pretoria Oos. Ons kyk vandag na Psalm 23 vers 6. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Die Here wys ons weg van onsself na hom. Psalm 23 laat ons die Here as herder van ons lewe sien, as ewige gasheer van die ewige fees wat vir ons voorlê. Psalm 23 skets vir ons die Here God Christus as die herder hier in ons lewe, wat ons lei deur ons lewe en ons bring by die hemelse feesmaal. Ons Here Jesus het in Johannes 10 vers 11 en vers 14 twee keer gesê, ek is die goeie herder. Christus ontmoet ons ergens in ons lewe en bring ons tot 'n persoonlike belydenis, sodat ons saam met die psalmdigter van Psalm 23 kan sê, die Here is my herder. Christus openbaar hom as die goeie herder en ons kan hom bely as my herder. In die lewe kort ons net Christus. As Christus ons herder is, kom ons niks kort nie. In Christus het ons alles wat ons nodig het. Die herder in Bybelse tyd sorg vir die weiding, vir water, vir beskerming, veiligheid, gesondheid van sy kudde. Hulle het net hom nodig. Selfs in die dal van doodskade weer. Selfs die dal van doodskade weer hou nie meer vir hulle verskrikking in nie. Ons herder is ook daar met ons. Hy is saam met ons in die dal van doodskade weer wanneer ons daarmee te doen kry. Die dood in die graf is nie 'n plek waar Christus nie kom nie. Hy was daar, maar hy leef. Ons goeie herder is met ons. Christus se geboorte word aangekondig met die naam Immanuel, God met ons. Met sy hemelvaart verseker hy ons, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld, Matteus 28 vers 20. Die Here lei ons nie net deur hierdie lewe nie, maar berei vir ons die tafel voor vir die ewige feesmaal, die ewige goedheid en guns van die Here in die huis van die Here in lengte van dae. Terwyl ons hier op aarde leef, leef ons in voorbereiding vir die ewige tuiste. Die liggaam kan nie vir ewig hou nie, van 'n sekere ouderdom af weet jy dit. Maar Psalm 23 vind sy volle vervulling in Christus. Dit is ons troos, dit is ons hoop en ons verwagting. Ons lewe, ons hoop, ons troos en verwagting is gebou op Jesus Christus, die Here, die herder wat dood en graf oorwin het, wat ewige vreugde in die huis van die Vader vir ons bewerk het. Kom ons bid saam. Dankie Here vir die geborgenheid wat ons in U teenwoordigheid beleef, nou en vir ewig. Amen. 'n geseënde dag vir julle almal.